sit. Dis in my nou voorreg om pastoor Jimmy Davids na julle na vorentoe roep. Welkom pastoor. Baie dankie Lionel. So spreek die Here, so spreek U. Amen. Baie dankie. Kosbaar is dit om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Om te weet hy is hier. Ons is op heilige grond. Die engele saam het gesing. You alone are worthy. You alone deserve the glory. Prys sy lieflike naam. Baie dankie vir die groot voorreg wat ons vanmôre het. Wat ek vanmôre het om weer eens u te kan bedien met die woord van die Here. So lekker om saam met u te wees. Baie dankie vir elkeen wat opgekom het en vanoggend hier is. En ek glo ons gaan 'n geseënde tyd vanmôre in die huis van die Here hê. En soos ons gehoor het en soos ons gebid het, vertrou ons die Here dat sy woord sal ingang vind tot elkeen se harte vanmôre en dat elkeen wat vanmôre ontvanklik sal wees vir die stem van die Heilige Gees vanmôre. Hemelse Vader, terwyl ons vanmôre onsself aan U, onsself voor U kom verneder, terwyl ons onsself voor U kom verootmoedig, en terwyl ons vanmôre kom erken dat U God is, sê ons Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om in hierdie dag in U teenwoordigheid te kan wees. Dankie vir U groot genade, dankie dat ons hierdie dag, dat U hierdie dag spesiaal vir ons geskep het, sodat U wil in ons lewe vandag tot stand sal kom. Ons eer U daarvoor, in die lieflike naam van Jesus Christus die Here. Amen. Nou ja, ek wil ook van my gemeente af, my gemeente se naam is Lofpark. Julle is Loofoord, ons is Lofpark. Ons staan Algoa Park en ons wil vir julle van Lofpark se kant af baie hartlik ons groete stuur en dat weet dat die gemeente ook vandag vir ons bid en saamstem. Amen. Geliefdes, ek gaan vanmôre begin deur 'n gedeelte vir u. Voor ek gaan lees, u kan sien, ons gaan vanmôre praat oor dis nie te laat nie. Maar ek gaan vanmôre met u die volgende vraag, wonder of u die man kan identifiseer wat ek nou van gaan praat. In 1833 raak sy besigheid bankrot. In 1835 sterf sy verloofde. In 1836 het hy totale senuweeinstorting dat hy uiteindelik in 'n sanatorium beland waar hy vir seker 'n jaar of wat moes deurbring. In 1838 neem hy deel aan 'n verkiesing vir spreker vir die Volksraad waarin hy verslaan word. In 1843 word hy weer verslaan in 'n nominasie vir die Kongres. In 1848 verloor hy weer die nominasie vir die Kongres en in 1849 word hy verslaan in 'n nominasie as die Land Officer van die Kongres. In 1854 word hy verslaan in 'n verkiesing tot vir die Senaat en in 1856 verloor hy die nominasie vir die visiepresident van VSA. 1857 word hy verslaan in 'n verkiesing in die Senaat en in 1861 word hy verkies tot die 16de president van die VSA. In 1864 word hy weer verkies tot die president van die VSA en een jaar later in 1865 in sy tweede amp word hy in 'n sluipmoord doodgeskiet en sterf hy in sy amp. Wie van julle weet wie was dit? Ekskuus? Abraham Lincoln, een van die grootste presidente wat Amerika ooit gehad het. Maar as ons na sy lewe kyk, dan vraag jy die vraag, wat dink jy van sy lewe? Ek dink, as ons van 1833 af, amper 31 jaar lank, wat hy in sy lewe gesing het, sal jy 31 jaar lank sukkel om iets in jou lewe uitgesorteer te kry? Ek dink, hoeveel keer het mense nie vir Abraham Lincoln gesê, hoor jy, gee op. Mense stel nie belang in wat jy sê nie. Mense stel nie belang in wat jy doen nie. Ek dink baie keer het hy self daar in sy eie kantoor of daar so in sy sitkamer gesit of selfs by die etenstafel gesit en gevra, is dit die moeite werd om aan te gaan? Hoekom probeer ek nog? Dis een verkiesing na die ander verkiesing waarin ek verslaan word. Maar uiteindelik het hy dit reg gekry en is dit interessant dat hy in
dit wat hy so nagejaag het, en dit wat hy soveel passie voor gehad het, uiteindelik sy lewe afgelê daarvoor nie. Nou kom ons vanmôre by Rigters hoofstuk 16. En ons lees hier van 'n man, en ek gaan nou maar so teks vir teks lees, want ek wil hê hier is 'n paar lesse wat ek wil hê iemand vanmôre hier uit leer. Want toe ek hierdie goed raak sien, dan toe besef ek in my eie lewe, hoe wonderlik is die woord van die Here nie, dat hy praat met ons op so wonderlike wyse, en as ons net ag gee op God se woord, as ons net luister en die Heilige Gees toelaat om hierdie woord lewend vir ons te maak, sal ons lewe heeltemal anders wees. Maar in elk geval, kom ons begin. Die Bybel sê Samson het na Gaza gegaan en daar het hy 'n hoer gesien en by haar aangegaan. Nou hy is 'n rigter. Hy is deur God gekies om Israel te rig. En wat gaan doen hy? Hy gaan leef 'n promiskuëse lewe. Maar nou luister wat gebeur verder. So ou sal ons nou afskryf. Ek bedoel, as ek die pastoor van my gemeente is, 'n gesalfde man van God, gestuur, en môre oor 'n môre vang hulle my by 'n prostituut, gaan ek die volgende Sondag toegelaat word om by die kansel te staan en alles maar net vergeet en vergewe en gaan maar net aan pastoor, ag weet, almal is maar mense, ons almal maak maar foute, bla bla bla. Dink julle dit gaan toegelaat word? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink ek gaan geros kan word en heel waarskynlik gaan ek aangesê word om my ampt te verlaat en maar toe 'n bietjie terug te gaan en te gaan wonder oor wat ek gedoen het. Maar luister wat sê hulle. En toe die Gasiete die tyding kry dat Samson hier aangekom het, omsing hulle hom en lê hom die nag voor by die stadspoort, maar die hele nag het hulle stilgehou en gesê, die dagbreek sal ons hom doodmaak. Nou luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê, ek begin hier. Samson was 'n man van God, wat deur God gestuur en gesalf is. Samson het 'n spesifieke bediening en plan gehad wat God met hom gehad het. En die oomblik toe hy bekend was vir dit wat hy sou gedoen het, het hy teëstand gekry. Ons sien dit in Nehemia se lewe, ons sien dit in Moses se lewe, en ek wil vandag vir jou sê, dierbare broer en suster, terwyl jy vanmôre in hierdie gemeente sit, en ek sê dit vir almal wat wie ek praat, die dag as jy jou hart vir die Here Jesus gee, en die dag as jy jou knie voor hom buig, en erken dat hy heerskappy in jou lewe, die eerste ding wat gaan gebeur is, jy gaan teëstand kry. Want die duiwel is nie gelukkig dat jy opgestaan het nie. Ek lag altyd so want jy weet as ek hoor die jong mense so saam bly en wat ook al, dan gaan dit altyd goed en dit gaan so lekker en weet jy hier te kort en daar te lank. Dan sê ek vir hulle, weet jy julle lewe van sonde? Julle behoort te trou. God wil hê julle moet trou. God wil nie, kan nie hierdie ding wat tussen julle twee is. Hy kan dit nie sien nie. Hy kan nie verwag dat hy julle moet seën nie, want jy leef in ontug en God verwag dat jy moet trou, want hy het die huwelik ingestel as heilige huwelik, as heilige instelling, en dan gebeur dit. Ek het hoor hoeveel keer al gesê, maar die oomblik as die mense trou, dan begin die moeilikheid. Die oomblik as die mense trou, dan verander ons, en dan is daar moeilikheid, en dan is dinge verkeerd en alles. Dan sê ek, maar is dit nie, hoekom dit sal gebeur nie? Hoekom gebeur dit? Ons was dan so gelukkig toe ons saam gebly het. Ons was dan so gelukkig toe ons dit en dat gedoen het, toe ons nog nie getroud was nie. Nou dat ons getroud is, nou is dit hel in hierdie huis. Sê ek, weet julle hoekom? Want julle het die regte ding gedoen. Julle het die regte ding gedoen, julle het God se pad gevolg, en nou is die duiwel ongelukkig, en hy is nie hier, hy kon nie jou huis aanval, want jy was klaar 'n oop deur gewees, hy het nie nodig gehad om iets te doen nie, want hy het klaar sy reg daar gehad. Maar nou dat jy jou huwelik bevestig het, en nou dat jy die regte ding gedoen het, nou is hy ontevrede, en nou gaan hy jou al die hel gee wat hy kan, want hy is nie 'n family man nie. Hy haat die huwelik, hy haat God, en hy haat alles wat vir God staan. En as jy die regte ding doen, gaan hy probeer om jou te kry om die verkeerde ding te doen. En hier sien ek in Samson se geval, die oomblik toe hy opdaag, terwyl die man van God daar is dit interessant, al het hy ook in promiskuëse lewe gelei, op daai stadium, gebruik God gebruik onperfekte mense. God se genade is groot. Weet jy, ek kan baie getuienis, ek gaan nou nie vanmôre daaroor praat nie, maar ek sal vir julle sê, ek het al gehoor van pastore, wat in ontug leef,
wat goddeloos leef, maar as hulle op die kant sal kom staan, gebruik God hulle, en dit wat uit hulle mond uitkom is seën, en dit is wonderbaarlik, en daar is salwing daarop, en jy vra jouself, hoe kan dit wees? Is omdat God ons so lief het, en dat hy 'n instrument sal vind, dit maak die saak nie al gebruik hy dan 'n donkie, maar het jou so lief dat hy met jou wil praat, en dat hy jou wil seën, en dat hy jou wil aanraak, en jou lewe wil verander, want God is in die restaurasie besigheid, en daarom is dit so, ons verstaan nie altyd hierdie goed nie, maar nou sien ons, hier is hulle wil Samson doodmaak, nou gaan hy verder, en dit is 'n paar lesse wat ons leer, en teen dagbreek, en Samson het gelê tot middernag toe, teen middernag het hy opgestaan, die deure van die stadspoorte, en die 2 deurposte gegryp, en met die grendels dit al uitgeruk, en op sy skouers gesit, en het opgedra na die top van die berg, teen Hebron op. Mense, geen mens op aarde kan dit doen nie, maar God het 'n spesifieke salwing op hom geplaas, dat hy 'n kragtige man van God is. Ek glo nie, jy weet ons is nou al hierdie flieks van Samson en Delilah en flieks van Samson gesien, dan sien ons hierdie ou met hierdie verskriklike spiere en hy lyk amper soos Arnold Schwarzenegger, jy weet. Ek glo nie Samson het so gelyk nie. Ek dink Samson was 'n man gewees soos wat enige van ons is. Ek dink amper hy was soos Lionel gebou. Ek sien Lionel is nie sterk nie, maar die waarheid is, hy gaan nie 'n grendelspos uitruk uit die muur uit en daai tipe goeders doen nie. Ek dink hy was so, en as die salwing van die Here op hom gekom het, en wat ook al, dan het daar die krag, en daai bo-menslike krag begin werk, en God het deur hom gewerk, en hy kon dinge doen, wat bo-menslik was. Want God het hom gebruik. Maar nou is dit interessant, hy het hierdie wonderlike ding gedoen, nou kom die teks en sê, en daarna het hy 'n vrou in die dal van Sorek lief gekry, wie sy naam Delilah was. En nou moet ek weer 'n oomblik hier stop, geliefdes. 'n Oomblik, moet u baie mooi luister. Hy kry 'n vrou met die naam van Delilah lief, en dis een van die grootste foute, wat Samson ooit maak. Hy gee sy hart vir iemand, wat nie aan hom behoort nie, wat nie aan hom behoort te behoort nie. Hy gee sy hart vir iemand, en hy raak lief vir iemand, wat hom nie waardeer vir wie hy is nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, my dierbare broer en suster, pas op wat jy lief kry, en pas op wie jy lief kry. Nie almal wat vir jou sê, ek is lief vir jou, gee om vir jou nie. Luister wat ek vir jou sê, in die eerste plek, pas op wie jy lief kry. Pas op wat jy lief kry. Want dit kan jou lewe totaal en al verwoes. Ek dink baie keer aan jong mense, as 'n beraader, het ek baie jare berading vir verskillende gemeentes gedoen, en wat ook al, en my eie beradingsbediening. Kom sit jong mense daar voor my, of 'n jong vrou, dan sit sy met haar baba, en sy sê, maar hy het gesê, hy is lief vir my. Hy het vir my gesê, as ek dan lief is vir hom, sal ek dit aan hom bewys. Nou sit ek met 'n baba, en hy's weg, ek weet nie waar sy nie. Hy versorg, hy sien nie, ek sien hom nie, hy gee nie 'n sent nie, en ek moet aan die gang bly. Maar hy het gesê, hy is lief vir my. En daar sit sy, en sy ween, en haar hart is gebroken, want hierdie kind het 'n pa nodig. En die een wat vir haar gesê het, ek is lief vir jou, het haar in die steek gelaat. Die een wat vir haar gesê het, ek is lief vir jou, en die een vir wie sy gesê het, ek is lief vir jou, het haar net soos 'n vuil vrotlap weggegooi. En nou sit sy. Wat maak sy? Sy kan nie die kind weggooi nie. Sy kan nie dit, net so, het ek met man sit in die verlede te doen gekry. Waarom by my kom sy het my gelos. Sy het my net so gelos vir iemand anders, ek het nie eens geweet nie. Ek het nie eens geweet, dat daai man wat by haar werk is, hulle in 'n verhouding is, en een dag toe kom ek by die huis. Toe het sy haar goed gevat, en getrek. En is verby. Ek het gedog, sy is lief vir my. Geliefdes, ek sê vandag vir jou, die persoon wat sy arms om jou sit, en jou vashou, en sê, ek is lief vir jou, terwyl hy dit in jou oorfluister, of terwyl sy dit in jou oorfluister, pas op, dis dieselfde persoon, wat haar naals of sy naals in jou rug indruk, en jou in die rug steek. Moenie sommer net mense vertrou nie. Moenie sommer net jou hart weggee vir iets nie. Ek ken mense,
Ek het al vertel ook, weet jy wie hier was nie. Hulle het nie dieselfde uit en gebly. Vermoënde mense. Man het 'n goeie werk gehad, vir jare lank gewerk en uiteindelik het hy afgetree, hulle het baie geld gehad, en baie geld, 3 huise gehad. En eendag besluit hulle, weet jy wat? Ag, kom ons gaan net so 'n bietjie casino toe, ons sal net so ietsie anders gaan doen. Kom ons gaan spandeer net so 'n bietjie. Ag, jy weet die lewe is so saai. Kom ons gaan wees so 'n bietjie, ons gaan geniet net so 'n bietjie. Kom ons gaan wees so 'n bietjie prettig. Ons vat so 200 randjies, wat is 200 randjies in ons bankrekening en ons gaan speel 'n bietjie daar by die masjiene. En daar het hulle gegaan, hy en sy vrou. En hulle het dit baie geniet en miskien 'n paar R100 gewen en dit weer verloor en gewen en verloor. So jy weet ons hoe dit gaan. Geliefdes, so het elke naweek aangebreek. En toe word R200 word R2000. En R2000 word R5000. Hulle boek vir hulle sommer 'n plek in die hotel en bly sommer die hele naweek by die casino. En voor hulle ook kon uitvee, toe moes hulle eerste huis verkoop. Toe hulle weer hulle self kry, toe moes hulle tweede huis verkoop. En voor hulle self kry, toe is hulle bankrot. Hulle huis verloor, hulle kar verloor en moes hulle by hulle dogter in 'n agterkamer gaan bly. Toe het hulle niks nie. Want dit wat het hulle lief gekry het hulle ruïneer. En hulle kon nooit weer dit terugkry nie. Pas op waarvoor jy lief word. Want ek sien hoe mense se lewens verwoes raak. Pas op wie jy verlief raak. Pas op want daar waar jou hart is, sê die Bybel, daar is jou skat ook. Kan nie vir daai mense vra, gee R200 vir die kerk nie, of gee R2000 vir die kerk nie, nooit. Dis te veel geld. Maar hulle het hulle geld in die casino gaan uitgee. Nou sien ons, en toe gebeur het. Toe kom die vorste van die Filistyne op haar, sê vir haar, haal hom oor en vind uit waar sy krag groot is, en waardeur ons hom kan oorweldig. Nou, jy ken mos die storie. En hom kan bind om hom te bedwing, dan gaan ons elkeen jou 1100 sikkel silwer gee. Hoor wat doen hulle met die vrou? Hulle gebruik geld om haar te trek, om te kry, om hierdie man van God in te trek in hierdie trap in. Is nie interessant dat mense vir geld sal doen nie. Jy sien, geld is nie die probleem nie, die Bybel sê geld is nie sonde. Dis die liefde van geld wat die bron van alle kwaad is. En dit is hoekom mense in die casinos lê, en dit is hoe mense by die perderesies lê, en dit is hoekom mense met hierdie goeders en lotto speel en al hierdie goed, want daar's 'n liefde vir geld. As ek net hierdie geld kan wen, sal my lewe verander. Ek het nuus vir jou. Daai geld gaan jou lewe verander, maar nie tot eer van God nie. Jy gaan ongelukkig wees, want God kan nie in jou lewe werk nie, want jy het 'n ander bron gekies om te voorsien. God is ons bron. Die Bybel sê God sal al ons behoeftes voorsien volgens sy rykdom en heerlikheid, en ek wil hê ons moet dit hoor dit sê dit in Engels. God shall supply all my needs according to his riches in glory, not my greeds. Ek is kwaad omdat ek nie 'n Mercedes ry nie. Ek moet met 'n Datsuntjie ry. Ek is kwaad want ek bly in Sidwell in 'n woonstel, want ek bly nie in 'n 3 slaapkamers nie. En kyk daai ou, kyk hoe leef hy. Jy weet jy wat, hy is 'n sondaar, kyk hoe drink hy naweke, kyk hoe, maar hy bly in 'n 3 slaapkamer, 4 slaapkamer huis. Kyk hoe lekker lewe het hy. Kyk wat se tipe kar hy. Maar ek wat die Here dien, ek moet 'n Datsuntjie ry wat afgekraak is en wat elke 500 km omtrent te diens moet kry, omdat hy 5 liter olie elke 100 km moet gebruik. Dis nie regtig waar met my kar nie, hoor. Ek sê maar net. En so kla ons. Want dit gaan nie goed nie. Ons het nie geld vir dit nie. En ek wens en ek loop daarby. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het 'n vriend gehad. Hy was 'n ondeende ou. Hy is vandag daar, hy's 'n pastoor daar in Natal. En ek het hom opgelei en ek het hom gehelp om die Here te vind. Maar voor dit nou was hy 'n baie ondeende ou gewees. Dan loop hy loop nou in die straat. Julle weet daai tyd, dan die hoompies, die hoompie, en dan sit die mense nou en eet so by die venster. Dan gaan staan hy so by die venster, dan maak hy so. Terwyl die mense nou sit en eet.
Weet jy, die mense is so ongemaklik, hulle weet nie wat om te doen nie. En dan loop jy na die volgende venster toe, en maak hy so. Nou, wat ek probeer sê is, geliefdes, party mense kom staan daar by die, ek het dit al beleef, hulle staan daar so, en staan vir hom, kyk hier die venster, want terwyl jy besig is om die hamburger te eet, wens hy, die kwyle loop uit sy mond uit, net om 'n stukkie van daai hamburgertjie te kan kry. Jare gelede, ek lag nou nog daaroor, gemeente gehad in Hankie, en net daai tyd toe maak Shoprite daar oop, in Humansdorp. En my vrou sê vir my, sy sê sy wil baie gaan, maar daar gaan nou baie specials, weet ons die vrouens, as specials is as hulle daar. So, dan moet jy maar jou bankkaart uithaal en wys. In elk geval, nou gaan ons Humansdorp toe, en ons gaan koop nou, sy gaan nou specials doen, maar ek sien die kans vir al die mense nie, want hulle verdring jou en stamp jou. Ek sê toe vir ek sal maar in die kar bly sit, en dan sal ek maar vir haar wag. Maar nou net so skuins word, nou ek is ou wat baie lief is vir julle kan mos sien vir pies. Ek hou van pies. Pies is vir my baie lekker ding, maar in elk geval. Nou is ek dus vir hierdie pas, en ek sien, ek ruik het sommer toe ek al buitekant die kar sit, en het is warm. En ek staan toe nou, klim uit my motor uit, en ek gaan daar na die plek, hulle verkoop nogal Paimans pastye, en koop vir my een, en ek stap kar toe, maar het is warm, en hy is ook warm, en kom hy warm uit, en wat ek kom nou so, die vensters is alles oop, wat ek kom toe nou so byt, toe brand die ding my mond, nou ek weet nie van jou nie, maar ek sê vir jy sê, die paai is so warm, my brande blaas in my mond, en op my tong, en my lippe, maar ek vererg my vir die paai, en ek gooi hom soms so by die venster van die kar uit, verstaan, want hy het my nog gebrand, maar ek gooi hom so hard, dat terwyl ek by die sypaadjie sit, tref die pastei die muur van die winkel, en hy sit daar vast. Hy sit so vast in die muur. En net so eentjie daar van my af, staan daar 'n doekster. Julle weet mos wat 'n doekster. En die kleerling vroukie staan daar, sy slaap onder 'n bos iewers wat. Sy sien wat gebeur. En sy kyk die besigheid so, en sy kom staan so met my kar so op my venster, sy sê, Lani? Ek sê, wat is dit? Sy sê, jy gaan seker nie meer daai paai eet nie, nee. Sy gaan so van die, sy haal hom so van die muur af, en sy begin om te eet, sy vee hom so van die muur af. Nou mense, dit is wat gebeur, en baie mense kla, want ek kry swaar, en ek het nie die voor, so as ek 'n paai van die muur af kan eet, is dit ook seker alright, solank ek hom kan kry. Maar hier gebeur dit, hier so gebeur, hierdie mense kom, en hierdie vrou, hulle sê vir haar, ons gaan vir jou soveel geld gee. En nou kom sy en sê, en ons ken ons al die verhaal nie. Soms, sy sê toe, vertel toch vir my waardoor jou krag so groot is, en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. Soms sê toe vir haar, as hulle my bind met 7 varslyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word, en wees soos 'n ander man. Daarop het die voorste van die Filistyne vir haar 7 varslyne gebring, en het nie uitgedroog was nie, en sy het hom daarmee gebind. Hier begin die werk. Jy sien, sy wil weet waar sy krag lê. Satan weet nie iets, tensy jy dit nie aan hom bekend maak nie. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, moenie dinge sommer net bekend maak nie. Eerlik wat ek vir jou wil sê, ons sien dit 3 keer hier, so ek gaan nou nie elke keer daar gaan nie. Een keer sê hy vir as hy 7 vars hou, dan sê hy 7 hou wat gebruik was. Dan sê hy so, en sy bly met hom karring om uit te vind wat is sy krag, want sy wil hom bind. Sy wil hom oorgee aan die Filistyne. Sy soek die geld. En Samson se lewe hang aan 'n toukie as gevolg van die feit van iemand wat geld soek. Dan weer eens, 'n kwessie van geld is vir my interessant. Jy weet, ons moet weer versigtig wees. Ek vertel altyd die storie van die oom en die tannie wat getroud was. En so sê hulle goed vir mekaar, en sy sê naderhand vir hom, sy sê, hoorie, laat ek jou nooit gou iets vertel. Hierdie dubbelstorie huis wat jy in bly, het ek voorbetaal, met my geld. Het jy my gehoor? Hy sê, ja, ek weet. Sy sê, en die Mercedes wat daar in die dubbel garage staan, daai 2 karre, jy het 'n Mercedes en 'n Jaguar, daai 2 karre het ek met my geld gekoop, weet jy dit? Ja, sê ek weet dit. Jy loop altyd van my vertel van jou kar en jou huis, en dis eintlik my goed. Ja, sy sê, in daai krokodilvel skoene wat jy dra, ek het met my geld vir jou gekoop, weet jy dit? Ja, sê. En sy hou aan en hy sê, ag man, hy sê, kom ek sê vir jou gou vandag, laat ek jou vertel dat as dit nie vir jou geld was nie, was ek nooit met jou getroud nie.
Pas op daarvoor, my geliefdes, daar word 'n les uitgeleer. Baie mense trou. Ek ken 'n vrou wat persoonlik het vir my gesê het, sy trou vir geen ander rede as vir geld nie. As die man nie geld het nie, kan hy maar vergeet wie hy is. Sy stel nie belang nie, solank hy geld het. Jy trou mos vir geld. Nou ek is baie jammer om vir jou te sê, geld is geen sekuriteit nie. Geld is rond, het my ma altyd gesê, dit rol. So, nou doen sy hierdie goed, en sy bly vir hom sê, kom sê vir my waar jou krag is, en terwyl daar spioene, nou sê die Bybel, terwyl daar spioene in die kamer sit, sê sy vir hom, Simson, die Filistyne is op jou. Toe verbreek hy die lyne soos vlasdraad, voor wat vuurryk in sy krag, het weer nie bekend geword nie. Toe sê Delila vir hom, kyk man, jy het my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my nou waarmee jy kan gebind word. En hy sê vir haar, weer eens, as jy my stewig vasbind met nuwe toue, en wat geen werk gedoen het nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Selfde ding. Sy doen dit, en die Bybel sê, en die spioene daarin vir haar gesit en wag. Nou wil ek vir jou weer eens sê, Satan is Satan, hy is een wese. Maar hy demone wat oral geplaas is. En hy inspireer baie mense om teen jou te werk. En hulle wag vir jou. Hulle wag vir jou daar in die supermark waar jy is. Pas op wat jy daar sê. Pas op hoe jy daar optree. Pas op met wie jy daar praat. Want daar kan jy net 'n deur oopmaak vir hom. Hulle wag vir jou oral. Wees altyd op jou hoede, my boetie en sussie. Want Satan is lustig, sê die Bybel, en hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En ek wil dit baie duidelik vir u stel, en wanneer ons in sonde en ongeregtigheid leef, moet ons weet, ons is op baie gevaarlike grond. Want Satan kom, die Bybel sê, hy kom te slag, te steel, en te verwoes. Hy doen net 3 dinge, slag, steel en verwoes. Hy wil jou in die afgrond afwerk. Hy wil jou doodmaak. Hy wil jou uitmekaar skeer, want hy haat God, hy haat God se skepping, hy haat jou en alles waarvoor jy staan. En as hy jou kan doodmaak, sal hy jou doodmaak. Maar ons loof God, dat die Bybel in Psalm 91 sê, God sal sy engele bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. En soos wat jy daar sit vanmôre, wil ek vir jou sê, jy kan nie eers die geestesdimensie sien nie, ek kan nie, maar weet jy wat die engele staan? Hulle staan beskermend oor jou, hulle staan om jou. Want by daai deur staan die demone en hulle wag net om in te kom. Hulle wag net vir 'n geleentheid. Hulle soek wie hy kan verslind. En dis in hierdie geval, Delila is amper 'n tipe van Satan. En een van sy demone. En weer eens, kom, doen dit, kom dit. Nou luister wat sê sy vir hom. Hy antwoord daar. En toe sê Delila, in vers 13, sê Delila, tot nou toe het jy my bedrieg, en vir my leuns vertel. Sy het audacity, nee. Sy is die een wat hom wil bedrieg, sy is die een wat hom wil doodmaak, sy is die een wat hom wil laat ondergaan, maar sy sê vir hom, jy het my bedrieg, jy het my belieg. Sy sê vir hom, en hy antwoord daar, wag, sê, tot nou toe het jy my bedrieg, vertel my waarmee jy gebind is. Sy antwoord daar, sy sê vir hom, as jy lief is vir my, hoor wat sê hy, as jy dan 7 haarvlegsels van my hoof met weefsel invleg, en druk die dan toe met penne, en sê vir hom die Filistyne op jou, toe sy druk toe die penne in, maak die haarvlegsels vas, en sy sê die Filistyne is op jou Simson, en hy het wakker geword, en hy het sy slaap, en die weefpenne met weefsels uitgeruk. Ek weet nie of hy kopseer na die tyd gehad het nie, maar ek bedoel vir jy sê, weet jy hoeveel krag moet 'n mens hê om dit te kan doen? Toe sy druk, die weefsels uitgeruk. Nou sê vers 15, toe sê sy vir hom, hoor nou hoe manipuleer sy hom. Hoor jy, vrouens kan daarom 'n man manipuleer. Jong, ek sê vir jou, sy sê, ja, en mans, ja, maar nie fout maak nie, ek meen ons, as hy sê, hoe kan jy vir my sê, ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie? 3 maal, nou, het jy my al bedrieg, en my nie meegedeel, waardoor jou krag so groot is nie. Hoor wat sê sy vir hom, ek gaan net my koppie, ek maak altyd vir my koppie warm tee, en as my keel begin lol, dan drink ek gou so ietsie. Prys die Here hiervoor. Ok, nie daai afstam daar nie, wag. Ek dink jy my hier neersit. Nou lê die water op die grond. Sy sê vir hom,
jy sê jy is lief vir my, maar jy bedrieg my nog heeltyd. Nou sê sy, toe, omdat sy hom met haar woorde aldaag gepers het, en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. Ek bedoel, sy het aangehou, en aangehou, en aangehou. En Satan sal, kom ek sê vandag vir u, hy sal aanhou en aanhou en aanhou en aanhou om jou te vertel, man, dis nie verkeerd om so en so te maak nie. Weet jy wat, die lewe is so saai. Ek het so 'n paar jaar gelede het ek 'n jong man begrawe, wat hulle doodgeskiet het daar by die breinwoonstelle. En ek sal nooit vergeet, in sy kus het hy gelê, en op sy 'n t-shirt aangehad, wat nou blykbaar sy gunsteling t-shirt was. En daarop het gestaan, it's Y-O-L-O, YOLO. Weet jy waarvoor staan dit? You only live once. En daar in sy kus, was hy besig om die grootste leuen wat ooit kon verkondig word, te verkondig uit sy kus uit. You only live once. En baie mense glo dit. Ek is net eenmal, ek leef net eenmal, ek moet jong wees, ek moet my lewe geniet, ek moet so maak en ek moet so maak. Maar weet jy wat, en hoe meer jy, daar sê die duiwel, jy mas reg. Moet nie nou oorgaan, want weet jy wat, daar in die kerk, ag weet jy wat, hoekom wil jy nou gaan ou liedjies sing, en ou gemeentes, en ou boek, en wat ook al, die dag as jy oud is, dan begin jy dan kan jy miskien nou dink, maar nou moet jy jou lewe geniet, die lewe is so kort. Hy lieg vir jou, want jy weet nie wat môre inhou nie. Want kom ek sê vandag vir jy, gister is geskiedenis, en môre is verwagting, en vandag is al wat jy het. En daarom is die duiwel die Bybel baie duidelik oor vandag. Ek het al met u oor gepraat, oor uitstel. Julle kan onthou die boodskap wat ek hier gebring het, oor uitstel. Die Bybel sê, vandag moet ons besluit, wie ons gaan dien. Vandag. Vandag is die dag van saligmaking. Vandag. Want môre is 'n verwagting, ons weet nie of môre gaan aanbreek nie. En daarom is dit so belangrik, nou kom sy by hom, sy sê vir hom, asseblief, jy lieg vir my, en jy sê jy is lief vir my. En toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê jy is lief vir my? En luister nou, en omdat sy hom met haar woorde aldaag gepers en hom gedwing het, aangedring het, dat hy ongeduldig word dat hy kon sterf, nou kom jy ding, vers 17, en hy sê, en hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak, en aan haar gesê, dat nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God, van my moeder se skoot af, en as ek geskeur sou word, sou my krag van my afwyk, en sou ek swak wees en wees soos al die mense. En toe Delila sien, dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Weer 'n lewensles. Wees versigtig met wie jy jou hart deel. Jy kan nie jou hart vir enige mens oopmaak nie, geliefdes. Jy kan nie met enige ou jou hartsgeheime deel nie. Daar's mense, 1 of 2 of 3, miskien met wie jy dit kan doen. Maar weet jy wat? Pas op. Ek het 'n ou tannie geken. Sy was 'n lieflike ou Christen gewees. Maar sy het gelyk om te skinder. Maar sy het nie geskinder soos ons skinder nie. Gou daar na jou toe gaan, gesê, het jy gehoor so en so nie? Sy het geskinder in die bidure. As sy gehoor het, sy seker nou al baie jare by die Here. Maar weet jy wat, as sy 'n ding gehoor het, dan kom ons, daai tyd, word 'n oggend bidure gehou, dan sal sy in die biduur sit. En kom ons sê nou veronderstel, Gert het nou iets verkeerd gedoen. Kom ons sê, Gert het nou sy vrou gisterand geslaan, en sy het gehoor van Gert. Sy sal vir niemand vertel nie, maar in die biduur sal sy so maak. Ag Here, wil jy nie asseblief vir Gert genadig wees nie, want hy het alweer gisteraan vir Suster Sari geslaan. Wil jy nie asseblief uitreik na hom toe en hom genadig wees nie, o Here, soos, dan weet die hele kerk, Gert het gisteraan vir Sari geslaan. En as jy moet daar praat, sê maar, ek het nie geskinder nie, ek het dit net voor die Here gebring. Maar ja, as jy dit voor die Here bring, beteken jy bring dit voor die hele gemeente nie.
Ok, dis die werk van die kerkraad om iemand voor die gemeente te bring. Maar jy het nie nodig om dit voor die gemeente te bring nie. So pas op met wie jy jou hart deel. Want baie mense hardloop rond en gaan vertel stories, allerlei stories omtrent hierdie goed. Geliefdes, pas op. Ek vertel altyd die grappie, maar dit is ook iets wat kan gebeur. Die 3 pastore wat gesit en visvang het, hulle het so 'n bietjie van 'n sabbatical breed gemaak. Nou sê die een ou daar met sy visstok en die ander 3, hulle sit nou daar soos gesels. Sê die een pastoor: "Boetas, ons is mos nou maar hier by mekaar en ons broers in Christus. Ek wil graag my hart skoon maak oor 'n ding. En ek voel ek wil dit graag met julle deel." "Ja," sê die ander pastoor, "is reg man, jy weet boetas, ons is mos hier om mekaar te ondersteun en mekaar." Hy sê wel. Hy sê ek is nou al 'n paar jaar in bediening. Julle het al gehoor hoe ek van een gemeente na die ander gemeente en die ander gemeente is al so. Ek was omtrent al deur die hele land. "Ja," sê hulle, "jy's maar so voorreg." Hy sê nee. Hy sê sommer ek nie die sekretaresse kon uitlos nie. Hy sê dan vind hulle uit, voor hulle uitvind dan trek ek en vat ek 'n beroep. Dan maak ek seker ek kom weg. Daar nie moeilikheid kan kom nie. Maar weet jy wat, ek gaan stop daarmee. Ek bely dit nou voor julle want ek wil dit uit my hart uit kry en ek wil regtig die Here in eer. Ja, maar goed, dis goed so boetas reg. So gesê, so gedaan. Ander pastoor sê, nou jy het nou bely, nou sal ek bely. Ek het ook 'n paar keer getrek, maar elke keer as ek die gemeente agtergelaat het, het ek hom bankrot gelaat omtrent. Sê, hoekom? Want ek het die geld gevat. Ek het vir my 'n nuwe kar gekoop, ek het vir my gedit en gedat. Maar weet julle wat, ek het opgehou om dit te doen. Ek het vir die Here bely en ek het glo dat die Here my vergewe het en ek sal dit nie weer doen nie. So, ja, broeders, ons gaan, dis goed so, jy het nou jou hart oopgemaak en ons loof die Here daarvoor. Ander pastoor sê, nou ja, dan moet ek maar so ook bely. Sê, wat wil jy bely? Hy sê, ek het 'n probleem met skinder. Hy sê, en as ek hier wegkom, kan ek nie wag om vir iemand te gaan vertel wat julle twee gedoen het. Nou pas op wat jy jou hart voor oopmaak vir wie? Want daai ou kan jou ondergang beteken. Hy kan jou stories loop van jou loop en vertel. En dis wat Delilah gedoen het. Sy het net gewag vir Samson om sy hart oop te maak. En weet jy wat gebeur? Hier kom die vreeslikste ding van aarde. Wat gebeur? Toe Delilah sien, hy het sy hart aan haar bekend gemaak, roep sy die Filistyne. En hulle kom, die vorste van die Filistyne na haar toe op en bring die geld saam, met hulle saam. En sy het hom, luister mooi, hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer en sy het begin om hom te bedwing en sy krag het van hom gewyk. Sy sê, kan jy sien hoe subtiel is Satan? Hy maak jou rustig. Hy help jou, hy sê vir jou, luister, jy hoef nie te bekommer oor daai ding nie man, ag, dit was niks. Nie worry daaroor die man, Here gaan jou nie oorstrafie. God is mos nou, hy sê jy mos nie daaroor straf nie, dis niks, daai ou wit leentjie wat jy vertel, dis 'n wit leentjie man, dis niks. Moenie bekommer daaroor wees nie. Ek sê altyd vir iemand, 'n wit leentjie is altyd 'n wit leentjie, of 'n halwe waarheid is altyd 'n swart leuen. Of almal praat, jy sou praat eers van 'n wit leentjie nie, ons praat van 'n halwe waarheid. Dit was net 'n halwe waarheid. Dit was Saul se ondergang, omdat hy net 'n halwe waarheid gepreek het, of 'n halwe waarheid nagejaag het. Was sy ondergang gewees, sy koningskap het gegaan as gevolg van dit. Sy maak hom saggies in die slaap. Die een vir wie hy so lief is. Die een, en hulle sny sy hare af, en die Here wyk van hom. Die Bybel sê die volgende, en sy het hom op haar skoot in die slaap gehad, hoor wat sê, en toe sê sy vir hom, die Filistyne is op jou Samson, en toe hy die slaap wakker word, sê hy, ek sal vry gaan, en soos 'n vorige keer my losruk, want, maar hoor wat sê, man, hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. En nou gebeur dit, geliefdes, baie keer, dan doen ons dinge waar die salwing van die Here, onthou, God verlaat ons nie, maar sy salwing, as ons in ongehoorsaamheid leef, dan kan God nie sy salwing op ons, sy salwing is te kosbaar, dit wyk van ons. En as God se salwing wyk en as God, dan is ons nie regtig bruikbaar nie. En dan is ons op onsself aangewese. En dis wat Samson gedoen het. Hy word daar wakker. Hy is so gewoond aan die salwing wat op sy lewe is. Hy is so gewoond aan sy krag. Hy staan op en sê, ek sal dit weer 'n keer, sal ek vry daarvan afkom. Maar hy het nie geweet dat die salwing van hom gewyk het nie. Of God van hom gewyk het nie.
En wat gebeur? Terwyl hy probeer om hulle te beveg, vang hulle hom vas. En nou hoor wat doen hulle met hom. Hulle het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom afgebring na Gaza toe en met koperkettinge gebind en hy moes maal in die gevangenis. Wat gebeur met Samson? Samson verloor nie net, hy verloor 'n klomp goed. Hy verloor sy oë, hy verloor sy krag en sy salwing, hy verloor hier waarskynlik sy familie, en hy verloor sy vryheid. Satan sal dit van jou afsteel sover as dit, wanneer is die visie van God wat hy vir jou gegee het, as dit nie gepaard gaan met sy salwing nie, kan jy dit nie uitvoer nie. Wat is God se visie, nie jou visie nie. Dis nie my bediening nie, dis die bediening wat God my voor gesalf het. Ek kan nooit die aanspraak maak, my bediening dit en my bediening dat nie. Ek kan nie hier kom staan en kom verwag dat die Here my moet gebruik terwyl ek die vinger in my hand in die til het daarso by die supermark is hulle besig om my kruideniers op te maak en ek sien sy R200 te min opgelei. Iemand sê daai dag, ek kom eendag by iemand se huis en dis ook 'n tante, sy sê ek wil jou wys wat se bargain het ek gekry. Ek sê, ja, wat se bargain het jy gekry? Sy kom wys my goed. Sy sê, weet jy wat het ek hiervoor betaal? Sy wys my die prys. Ek sê, ja. Sy sê, maar weet jy wat? Ek dink ook R200. Sy die vrou het vergeet om iets op te lei. En toe sy dit nie oplei nie, het sy net vir daai artikels betaal en die ander het sy die sakkie en sy sê, ek het daarom geskor, nee. Ek sê, nee, jy het nie geskor nie, Tannie. Ek sê, jy het gesteel. Wat moet julle, ek het gesteel? Ek sê, jy het gesteel. Jy moes daai vrou gesê het, jy het daai goed nie opgelei nie. Want sy is nou tekort en sy gaan gepenaliseer word daarvoor. Ek weet, sy het 'n fout gemaak, maar jy het gesteel. Jy het nie geskor nie. Dit het eenmaal met ons ook gebeur, dat ek by 'n winkel gekom het en ek kyk in die strookie en ek sien, ek werk vinnig mos in my kop uit, hoeveel die goed gaan kos. Kyk, sê, ja, maar dit is daarom interessant, dat my wiskunde so swak is. As ek na hierdie goed kyk, sien ek, dis 'n hele paar rand tekort, maar ek sien, dit, maar die goed wat ek hier gekoop het, sien ek, daar is goed wat nie opgelei is nie. En het in die sakkie beland. Ek het net daarom gedraai, en dit was net van R40. Maar geliefdes, hoe kan ek my slaap opgee vir R40? Hoe kan ek my siel verkoop vir R40? Ek het teruggegaan na die vrou toe, en sy was nogal ongeskik, want ek sê vir haar, jy het 'n fout gemaak, met die oplei van die goed. Sy sê, en wat 'n fout het ek nogal gemaak, so asof om te sê, sy is die een wat reg is. En toe ek nou uitwys op die fout, toe af verander haar gesindheid geweldig baie, ek gee vir haar die geldjies, en ek loop, en ek het vrede in my hart. En ek dink sy het vrede gekry, want sy sou kort gewees het op battle. Want jy sien geliefdes, jy skor nie, deur daai geldjie wat hulle nie oplei nie. Jy moet eintlik weet, jy steel dit. En dit is iets wat hier gebeur. Ek sien, hier kom Samson. Nou sê hy en sy vryheid is weg. Sy krag is weg. Sy visie is weg. God kan nie die visie wat hy vir jou het uitleef, solank as wat jy in sonde en ongeregtigheid leef nie. Jy weet, dit is so maklik, ek probeer klaarmaak, maar weet jy, ek ervaar hier in hierdie gemeente, is daar mense wat vanmôre sê, jy praat reguit met my vanmôre. En ek sit vanmôre hier en die Heilige Gees sê vir my, dis jy. Ek wil jou restoreer. Maar hoor nou. Ek het vir eenvoudige mense lees mos palms van die snaaksigheid. Want my, dit is nou so. Of die teekoppie, of lees die sterre voorspel wat in die tydskrifte is. En is toch so snaaks en toch so oulik. Is maar net vir die snaaksigheid. En ek speel mos maar net maar. Dis wat met Samson gebeur het. Toe hy begin speel, hy die speelmaatjie geword. Hy die speelding geword van Satan. Want die Bybel sê, toe hulle hom nou sy oë uitgesteek het en hom daar vasgemaak het, toe sê die Bybel, nou hoor wat sê hulle vir hom. Hy sê, en die vorste in die Filistyne het vergader en groot offers gebring aan hulle God, Dagon, om vrolik te wees, en het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons hand oorgegee. Dis presies wat Satan sal doen. Hy sal jou oorgee, sodat jy verwoes kan raak,
en jou lewe uiteindelik verloor, want hy haat jou. Nou sê hy, en toe die volk hom sien, prys hulle God, want hulle het gesê, ons God het ons vyand aan wat ons verrenoveer het, in ons land verrenoveer het, en wat ook baie van ons laat sneuwel het in ons hand oorgegee. Nou is hulle bly. Nou hoor wat sê hulle. En toe het hulle hart vrolik gewees en gesê, roep bietjie vir Samson, dat hy vir ons kom speel. Hulle maak van hom 'n nar. Die salwing van God, die gesalfde van die Here, die man wat God geroep het, word nou 'n nar. En dit is die probleem, geliefdes. As ek en jou as bekend staan, as manne en vroue van God, kinders van die Here, mense wat vir die Here dien, wat in tale praat, wat hande op die siekes lê en hulle word gesond, en ons verval in onguns, en ons verval in sonde en ongeregtigheid. Wie onthou van Jimmy Swaggart? Ek lees net gister weer 'n ding van hom. Die eerste ding wat hulle van Jimmy Swaggart vertel, hulle praat nie van die groot man van God, wat duisende na die Here toe gelei het nie, wat pragtig sing, en wat 'n salwing op, eerste ding wat hulle sê is, hy het geval met 'n vrou. Eerste ding wat hulle sê. Jimmy Swaggart, wat jare gelede gevang is met 'n vrou, en wat ook al. En hoe lang gaan dit vat voor die wêreld hom gaan vergewe? God het hom lankal vergewe. Hy gaan aan met sy bediening, en hy gaan aan en hy dien die Here, maar as mense wat nog altyd, Jimmy Swaggart, het geval met 'n vrou. Wat maak dit saak, as ek by God se genade uitkom, maar luister mooi, voor ek by dit kom, hulle maak van hom 'n speelding. Hulle maak hierdie man van God, wees versigtig wat hierdie man van God doen, wees versigtig wat hierdie vrou van God doen, elkeen van julle wat hier sit, is gesalfdes van die Here. Elkeen van julle wat hier sit, is geroep tot 'n bediening. Vir een van die dinge is dat jy geroep is om evangelisasie werk te doen. Elkeen van ons is geroep om te gaan getuig van God se genade. Ons is daar om siele vir die koninkryk te wen. Dis elkeen van ons se bediening wat hier sit. Die eerste ding waarvoor ons geroep word, en dis almal se bediening, is om vissers van mense te word. Maar die kerk doen dit nie. Ek werk onder andere saam met 'n organisasie, Evangelism Explosion. Dink julle ek kan kerke kry om mense op te lei om sielwenners te word? Om mense op te lei, want jy vra vir hulle, wanneer laas het jy 'n siel vir die Here gewen? Ek weet nie hoe om dit regtig te doen nie. Ek voel nie bekwam dat ek is. Wel, ek kan vir jou gaan leer in 'n dag. In 'n kwessie van 3 ure kan ek jou oplei om jou bekwam te maak en jou die vermoë te gee om met groot vrymoedigheid iemand na die Here toe te lei in 2-3 minute. Jy hoef nie predikant te wees nie of in 'n teologiese skool te gaan nie. Ek kan jou vandag leer. Ek doen 'n kursus met die naam van Share Your Faith. En ek wil vandag vir jou sê, as enige iemand hier lus is, ons doen dit vir 2 of 3 of 4 of 5 mense. As enige iemand hier wil sê, hoorie, ek wil Share Your Faith doen, of wil jy deel jou geloof kursus doen, ek doen dit in 'n middag, ek doen dit van, sê nou maar van 12 uur tot 3 uur toe, ek leer jou, en jy stap daar uit, en jy kan moet voldaan, in 'n plek instap, in 'n winkelsentrum, waar jy ook al is, en jy kan iemand oorwen vir die koninkryk van God, sonder om te val oor jou woorde, en sonder om te wonder wat jy moet sê. So geliefdes, hulle speel met hom. Maar hier is 'n interessante teks, en dis waar ek graag vanmôre wil by uitkom. Hy sê die volgende, hy sê in vers 22, maar die hare van sy hoof het weer begin groei, sodra dit afgeskeer was. Luister baie mooi. Al het hy ook hoeveel foute in sy lewe gemaak. Al het hy ook hoeveel foute gemaak, al was hy ook dit of dat. Al het hy ook gehoreer. Die Bybel sê, toe sy hare afgeskeer is, het dit weer begin groei. Want waar was Samson se salwing? In sy hare. En nou gebeur dit. Terwyl die Bybel sê, en daarop sê vers 26, daarop sê Samson en die dienaar wat hom aan die hand hou. Onthou, hy is nou besig, hulle is besig om hom uit te jou en uit te lag. En hulle sê, roep vir Samson dat hy vir ons speel, en hulle het hom uit die gevangenis laat roep en hom voor hulle laat speel, en hulle het hom tussen die pilare laat staan. Groot fout. Hoekom? Daarop sê Samson en die dienaar wat hom aan die hand hou, laat my staan, en laat my die pilare betas, waar die huis op rus, dat ek daardien kan leun. En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar, en op die dak omtrent 3000 manne en vroue, wat kyk hoe Samson speel. Nou hoor wat sê die Bybel in vers 28, toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my,
En versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. En Samson slaan sy arms om die 2 middelste pilare waar die huis op staan, die een met sy regter en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle. En Samson sê, dan laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vors en op al die mense wat daarin was. En so was dan die dooies wat hy daar op Sodom gesterwe het, meer as die wat in sy lewe gedood het. Nou moet ek vandag vir u sê, dit is hoe God werk. In die laaste dag van sy lewe, nadat hy sy lewe gebruik het, en ek wil amper sê vermors het, soos hy 'n verlore seun, gee God hom daai laaste kans, want sy hare het weer begin groei. Sy salwing het teruggekom. Sy krag het teruggekom. Hoekom? Is dit omdat hy so 'n goeie man was? Nee, is dit omdat God geweet het, hy gaan hom nog een kans gee. Want dit is nie te laat nie. Dit is nie te laat vir God, vir jou om te werk nie. Ek gee nie om waar jy jouself bevind het in hierdie lewe nie. Ek gee nie of jy jou, soos Abraham het vir 30 jaar lank moes sukkel om homself as 'n president verkies te kry, of om homself in 'n posisie te kry waar hy in regering kon kom nie. Ek gee nie om hoeveel keer jy al geval het nie. Ek weet nie hoeveel keer het jy al gesukkel nie. Hoeveel keer het jy moet. God se genade is groter as jou sonde. Jesus Christus het sy lewe vir jou en vir my afgelê. Op daardie kruis van Golgotha het hy die finale prys betaal, my dierbare broer en suster. Ons het nie nodig om 'n prys te betaal nie. Ek hoor altyd hoe mense sê, ons moet maar die prys betaal. Ons moet maar ons kruis opneem en hom volg. Luister wat ek vandag vir jou sê. Die kruis wat jy moet opneem en die volg wat jy moet volg is niks in vergelyking met wat Jesus moes deurmaak nie. Wat se prys moet jy betaal? Al wat jy hoef te doen is om sy genade te gaan staan en jouself tot sy beskikking te stel en te sê, Here, hier is ek, werk deur my, gebruik my mond, gebruik my oë, gebruik my ore, laat ek net bruikbaar in die hande wees. En weet jy wat, God is so groot en genadig, dat hy sê, maar ek wil jou gebruik, ek het jou geskape. Jy leef nie verniet nie, jy leef nie verniet vandag nie, dis nie per toeval dat jy vandag hier sit nie. Daar's mense wat vandag besig is om begrafnis te reël. Want een van hulle familielede is dood. Daar's mense wat vandag in rou gedompel is. Want hulle familie het in hierdie week hulle laaste asem uitgeblaas. En môre moet hulle by afop gaan sit of by 'n begrafnisondernemer en finale reëlings maak om daai persoon te gaan eer vir die lewe wat hy geleef het. Daai ou kan nooit weer iets vir die Here doen nie. Hy's dood. Hy kan nooit weer die Here prys nie, hy kan nooit weer vir die Here sing nie, hy kan nooit weer vir iemand 'n siel wen nie, want hy's dood, hy gaan in 'n kus lê en hy gaan weggevat word. Hy's sy ewigheid in. Hy's in sy ewige bestemming toe, waar dit ook al mag wees, hemel toe of die ewige verderf. Maar weet jy wat, terwyl jy leef, is daar altyd hoop. En terwyl Samson geleef het en die hare op sy hoof begin groei het, was daar hoop, want weer eens, Here, versterk my tog net hierdie een keer. Kom tog net na God toe met jou ongeregtigheid en jou sonde. Kom net na God toe met jou probleme en jou situasies, geliefdes. Moenie probeer om met jou op jou eie uit te werk nie, want die Bybel sê, hy wat wysheid kort kom, moet dit van God bid. Asseblief, bid dit van God. Roep hom aan, want hy sal 'n oor hê. Hy sê sy oor is nie te swaar om te hoor en sy arm is nie te kort om te red nie. En toe Samson daai 2 pilare so vat en hy trek daai, toe verwesenlik hy God se plan vir Israel in een dag. Dit het Samson se lewe gekos. Maar hy het God se plan in daai laaste oomblikke van sy lewe verwesenlik. En hy het reg gekry wat God altyd met hom wou deurkry, want deur sy lewe kon hy nie soveel Filistyne doodmaak nie. Maar in hy laaste oomblikke van sy lewe het hy gedoen wat God hom voorgeroep het. En hy het sy laaste kans gekry, want God het weer eens genade gehad. En weet jy wat's mooi? Toe hy dood is, het sy broers en sy familie hom kom haal, en hom opgeneem, en hom begrawe in Soria, in Estal in die graf van sy vader Manoag.
Hy is weer teruggeplaas. Hy het weer in sy sterwenstyd, is sy lijk by sy pa geplaas, in die graf, waar hy in vrede sou rus. Hy was nie begrawe saam met die Filistyne nie. Want God het hom nie 'n eselsbegrafnis gegee nie. God het hom vereer vir dit wat hy gedoen het. Nou sê ek vanmôre vir julle, ek is klaar. Ek gee nie om wat jy in jou lewe gedoen het nie. Ek gee nie om hoeveel foute jy in jou lewe gemaak het nie. Soveel mense sit vandag by die huis, want hulle glo, God sal hulle nie vergewe nie. Ek het teruggeval in dwelms, ek het teruggeval in hierdie tipe goed, ek het teruggeval, ek het weer begin steel, ek is alweer in die tronk, ek is alweer dit, ek is alweer dat. Hoe kan God my ooit genadig wees? Ek het soveel keer hom seer gemaak. Ek het soveel keer my rug op hom gedraai. Dan sê die Bybel vir ons, as ons sonde bely, is hy, nie ek nie, hy getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. God is getrou. Al wat jy vanmôre moet doen, my boetie en sissa, is om te sê, Here, hier is ek weet ek het teen U gesondig. Ek weet ek het daar verbrou, ek weet ek het daar nie gedoen wat ek veronderstel om te doen. Ek was daar ongehoorsaam, maar of ek het so of ek het so. Dan sê die Here, kom net soos wat jy is. Kom roep my aan in die dag van benoudheid dat ek jou kan uitred. Want my arm is nie te kort om te red nie, en my oor is nie te swaar om te hoor nie. God wil jou restoreer, my boetie en sissa. God wil jou weer eens 'n genade kans gee. God wil jou weer op die plek sit en op die pad sit waar hy aanvanklik vir jou beplan het. Maar jy moet wil. God kan nie namens jou wil nie. God wil dat jy wil. En daarom moet ek op 'n plek in my lewe kom, sê Here, laat U wil in my lewe geskied. Wat is God se wil? Wel, dit is iets wat jy moet gaan uitvind. En daarom is Jeremia 29 vers 11 so belangrik. God sê, ek ken die gedagtes wat ek kan gaande jou koester, of ek ken die planne. Ek ken die gedagtes wat ek kan gaande jou koester, sê die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. God ken die planne. Hy ken elkeen van u individueel ken hy jou, want hy het jou geskape, hy het jou gemaak met 'n rede, jy bestaan vir 'n rede, want God wil jou gebruik. Hy ken die planne, so as jy nie die planne ken nie, moet jy dit van hom vra, want geen pastoor gaan vir jou kan sê wat die planne is nie. Jy moet dit by hom gaan vra, want hy het jou geskep, hy het jou gemaak, hy wil jou gebruik. Maar as jy in die hole van die lewe wil gaan lê, en as jy in die modderpoele van die sonde en van ongeregtigheid wil gaan lê, gaan God jou nie kan gebruik nie. Jy moet opstaan soos daardie verlore seun. Ek sal opstaan en ek sal na my Vader gaan en ek sal sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en teen U. Ek is nie werd om die kind genoem te word nie, maar wat wonderlik is nie, hy kom nie so ver om dit te noem nie. Hy sê, ek het gesondig teen die hemel en teen U. En weet jy wat? Sy Vader restoreer hom. Hy gee vir hom weer 'n kleed. Hy gee vir hom 'n ring vir sy vinger. Hy gee vir hom voete, sandale vir sy skoene. En hy sê, jy was dood, maar jy's gevind. Hy sê, jy was verlore, maar jy's gevind. Jy was dood, maar jy het weer lewendig geword. Daardie pa, ek wil nog eendag met jy praat oor daai pa, hoe hy gekom het en hom gerestoreer het. Dis God se hart vanmôre. En ek wil vanmôre hier met jou oë sluit. Ek wil hier met vanmôre jou oë sluit, ons het nog so 5 minute oor, as ons klaar. Terwyl jy daar sit vanmôre, sit jy miskien en wonder, hoekom is my lewe so miserabelik? Ek sien myself as 'n failure. Ek sien myself as 'n mislukking. My ma en my pa het nooit in my geglo nie. Die onderwysers het nooit in my geglo nie. Almal het gedink ek sal dit nooit maak nie. Maar God het jou geskape om 'n wenner te wees. God het jou geskape om 'n kampioen te wees. God het jou geskape om deur die lyn te gaan. Dit gaan nie vir jou oor hoe suksesvol jy is nie. Dit gaan oor hoe getrou jy is. God stel meer belang in jou getrouheid as jou sukses. Is jy vanmôre getrou? Of het jy dit verloor? Het jy daai plan wat God in jou lewe het, jy dit op 'n manier dat jy 'n ander pad gaan loop? En vanmôre sê God vir jou, ek wil jou restoreer. Ek wil jou terugbring op daai plek. Ek wil jou weer op die plek bring waar ek met jou wil wees, sodat ek die hare op jou hoof kan laat groei. Die salwing terugbring in jou lewe en jou weer gebruik vir wie jy is, waarvoor ek jou geroep het. Terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is, vra ek vanmôre,
wil jy nie hierdie saak met God uitmaak nie. Want dit is nooit te laat nie. Sê vir die ou langs jou, dit is nooit te laat nie. God gee my weer 'n kans. Vandag. As jy vanmôre sê, Here, ek is beskikbaar. Ek verstaan vanmôre hierdie boodskap. Here Heilige Gees, U praat vanmôre met my. U wil my restoreer en U wil my op die plek bring waar ek weer moet wees. Dan sê ek vir jou, neem daai stap van geloof en meld vanmôre aan en sê, Here, hier is ek. Deur hier voor te kom staan, dat ek saam met jou kan bid en die Here saam met jou kan vertrou. Ek weet dis mense. Ek weet dis mense wat sê, Here, vandag soek hy restaurasie. Vandag is my geleentheid. Moet hom nie laat verbygaan nie. Moet nie by daai deur uitstap, terwyl God vandag met jou gepraat het, en jy dit verwerk, en jou rug op hom draai nie. Dis nie 'n skande om te erken dat jy fout gemaak het nie. Dis 'n skande wanneer jy val en nooit weer opstaan nie. Ons almal val en staan op. Ons almal val, maar ons party wat bly lê. Just for me and you. Ek vra jou vandag, kom, net soos wat jy is. En kom staan hier voor. Hemelse Vader, om in U teenwoordigheid te wees en om U genade te ervaar en U liefde te ervaar soos vanmôre. Wat kan geld daarvoor betaal? Daar's geen geld, geen skat op aarde wat daarvoor kan betaal nie. En daarom bid ek vanmôre in die naam van Jesus, dat U elkeen van ons sal stuur op ons verskeie weë, met hierdie wonderlike wete, U is met ons, U gaan ons vooruit, U is bo ons want U beskerm ons, U is agter ons want U bewaar ons hoede, U is onder ons Here, want Here U rig ons voetstappe, U is langs ons Here, om saam met ons die pad te loop, en Here ons te wys op die weë wat ons moet wandel. Mag U genade en U vrede en U liefde met elkeen wees en bly. En Here, soos ons verskeie weë gaan, dat ons sal weet, die Here is ons herder, en niks sal ons ontbreek nie. In Jesus se naam, amen en amen. Geseënde dag vir u verder, geniet die varkbout en die skaapbout en al die lekker boude wat julle gaan eet, en ons sal mekaar weer op een of ander stadium sien. Ek weet nie waar nie. Okay, voor julle gaan, onthou volgende Sondag, het ons 'n lieflike sanger hierso, John Nelson, nooi julle vriende, nooi julle bure, ons gaan lekker dans en jy voor hom. So, volgende Sondag, gaan in vrede, stap op boontoe, gaan kry 'n koppie koffie, iets om te drink en te eet, en fellowship lekker saam. Dankie julle.